Ons luister vanoggend na die Here se stem vanuit die boek Joshua. Joshua 1 gaan ons saam lees van vers 1 tot 9. Ons gaan in die besonder fokus vanoggend op vers 6 van Joshua 1. Ons luister dan na die Here se woord van Joshua 1 vers 1 af. En na die dood van Moses, die knegt van die Here, het die Here met Joshua, die seun van Nun, die dienaar van Moses, gespreek en gesê: My knegt Moses is dood. Maak jou dan nou klaar, trek deur hierdie Jordaan, jy en hierdie hele volk, na die land wat ek aan hulle, die kinders van Israel, sal gee. Elke plek waar julle voetsool op trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. Van die woestyn en hierdie Libanon af, tot by die groot rivier, die Eufraat-rivier, die hele land van die Hetiete, en tot by die groot see in die weste sal julle grondgebied wees. Niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. Wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Wees net baie sterk en volmoed om nougeset te handel volgens die hele wet wat Moses my knegt jou beveel het. Wyk daarvan nie regs of links af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel oral waar jy mag gaan. Hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeinste dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan. Want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees en dan sal jy met goeie gevolg handel. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Ons lees tot sover en dan luister ons dit weer na ons fokusvers, vers 6, die Here se opdrag daaraan Joshua: Wees net baie sterk en, dit was vers 7. Vers 6, wees sterk en volmoed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe, wat ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Geliefde gemeente in ons Here Jesus Christus, wat doen jy as jou krag en moed jou wil begewe? Of ons kan ook vra, waarheen vlug jy as jou krag en jou moed jou wil begewe? Elke gelowige kom telkens in sy of haar lewe op 'n punt waar dit voel of jou krag en jou moed jou gewoon in die steek gelaat het. Daar is dalk 'n groot taak wat voor jou lê, waarvoor jy nie kans sien nie. Daar is dalk hartseer wat jy moet verwerk en jy weet nie hoe jy dit gaan doen nie. Dalk is daar sonde in jou huwelik en jy weet nie hoe jy die moed gaan hê om dit aan te spreek nie. Dalk is jy tot in jou murg toe bekommerd oor jou kinders se geestelike welstand, maar jy weet nie hoe om met hulle daaroor te praat nie. Wat doen ons as ons nie vir iets wat oor ons pad gekom het kans sien nie? Heelwat mense verval in wanhoop. Sommige mense stel net heeltyd uit om hulle probleme te hanteer. Mense verval in angs en probeer dan allerlei verkeerde dinge om van hulle angs ontslae te raak, om te ontvlug. Baie mense probeer gewoon om hulle probleme te ignoreer. Hulle bedryf volstryspolitiek. Hulle sien daar kom moeilikheid, maar hulle kies om nie daaraan te dink nie. En dit gebeur veral baie onder ons eie mense, onder ons volk. Maar wat doen die gelowige? Wat behoort die gelowige te doen? Die Here leer ons in 2 Timoteus 1 vers 7 by monde van Paulus: Want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. God
maak nie van ons vreesagtige mense nie, hy werk in ons krag, so hoor ons. Maar so voel dit nie altyd nie. Broer en suster, wanneer ons krag en ons moed ons wil begewe, dan leer die Here ons in die eerste plek in sy woord om na hom te luister. Ons moet dit wat hy sê hoor. En in ons skrifgedeelte beveel hy dan 3 keer vir Joshua, wees sterk en volmoed. 3 kere kry Joshua hierdie opdrag, elke keer met 'n ander motivering. En vanoggend staan ons net stil by die eerste keer wat die Here vir Joshua hierdie opdrag gee. Die volk van die Here, die kerk van Uits, staan in ons skrifgedeelte se tyd op die punt om die lank beloofde land binne te trek. Moses, die knegt van die Here, is dood, maar God is nie afhanklik van mense om sy werk te volbring nie. Wanneer een instrument nie meer daar is nie, dan het die Here reeds 'n ander instrument wat hy gereed gemaak het. En in hierdie geval is die instrument wat hy wil gebruik om sy volk in die beloofde land in te lei, Joshua. Dit is 'n geweldige taak. En net nou gaan ons nog stil staan by wat nou juis hierdie taak vir Joshua so moeilik sou gemaak het. Maar ons kan nou maar reeds sê, daar was beslis in hierdie taak groot rede vir Joshua om sy krag en moed te verloor, vir sy krag en moed om hom te begewe. Maar nou kom die Here en hy beklemtoon, hy herhaal, wees sterk en volmoed. Ons sou dalk kon dink, dit is heel makliker gesê as gedaan. Krag en moed is mos nie iets wat 'n mens sommer maar net uit jouself kan optower nie. Die Here weet dit al te goed. Hy weet dit beter as wat ons dit weet. En daarom is sy opdrag aan Joshua nie maar net 'n opdrag sonder meer nie. Dit is 'n opdrag wat ingemessel is in die veilige vesting van God se beloftes. Die beloftes wat die Here in hierdie gedeelte aan Joshua maak, vou sy opdragte toe. En let dan ook op, broer en suster, die beloftes en bevele wat die Here aan Joshua gee, sluit uiteindelik die hele volk in. In vers 3 van ons skrifgedeelte hoor ons, elke plek waar die julle voetsool optrap, dit gee ek aan julle. Die Here bevestig sy belofte van ouds, die belofte wat hy aan die Israeliete se voorouers gemaak het, wat hy aan Abraham gemaak het. Hy beloof, hy gee nou vir die Israeliete die beloofde land in sy volle omvang. En dan kom daar nog 'n heerlike belofte aan Joshua, niemand sal voor jou stand hou al die dae van jou lewe nie. Elke plek waar sy voete trap sal die Here gee. Elke gedeelte waar die volk kom en die inwoners van Kanaan sal hulle nie kan keer nie. Ons weet mos, as God vir ons is, dan kan niemand teen ons wees nie. Met daardie belofte bemoedig die Here vir Joshua. Maar dan hoor ons ook nog dat hy vir hom sê, soos ek met Moses gewees het, sal ek met jou wees. Ek sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie. God sal nie vir Joshua aan homself uitlewer nie, hy sal hom nie alleen los nie. Daarin is Joshua se moed en krag geleë, en daarin is ook ons moed en krag geleë, God se nabyheid. Joshua moenie sterk en volmoed wees vanuit homself nie, sy krag en moed moet geput word vanuit die Here self. Ons kry ook daardie bevel in Efesiërs 6 vers 10. Eindelik my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Word kragtig in die Here, versterk jou in die Heer se krag. Sy krag hou immers nie op nie. Hy raak nie moeg of afgemat nie. Hy is die Almagtige. Die Here beloof eers dat hy naby sal wees en dan gee hy die bevel. En dit, broer en suster, wys ons op die orde waarvolgens die Here vir ons krag en moed skenk. Hy doen dit vanuit sy gemeenskap met ons. Niemand kan waarlik sterk en dapper vir hulle taak wees as die Here nie naby is nie.
Niemand kan sterk en dapper vir sy taak wees as sy hartsbelydenis nie is, God is my lig, my heil, ek sal nie vrees nie. God beloof sy teenwoordigheid, hy beloof sy volgehoue nabyheid aan Joshua. Dit het hy uiteindelik in Christus vir Joshua gekoop, dit het hy uiteindelik in Christus vir ons ook gekoop. Jesus was daar aan die kruis van God verlate, sodat ons nooit maar nooit van God verlate hoef te wees nie. God is naby. Hy lewer ons nie aan onsself uit nie. Hy sal ons nie begewe, hy sal ons nie verlaat nie. In Hebreërs 13 vers 5 word ons skrifgedeelte aangehaal en daar hoor ons dat hierdie belofte van die Here ook 'n rede is om vergenoeg te wees met dit wat ons het. Daar staan, wees tevrede met wat jy het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. As God ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie, dan hoef ons nie te bekommer oor die dinge van hierdie wêreld nie, die dinge wat ons ook nodig het om van te lewe nie. Wees sterk en volmoed, dit is God se opdrag. As hy dit beveel, sal daar goeie rede wees om dit te gehoorsaam. Die Almagtige beloof sy nabyheid. Maar weet jy broer en suster, dit is tog opvallend dat die Here al hierdie beloftes gee, maar dat hy dan nog steeds beveel, wees sterk en volmoed. Sou Joshua nie miskien as hy hierdie beloftes gehoor het, sommer klaar vol krag en moed gewees het nie? Hoekom gee die Here dan nou nog die bevel by dit? Die Here gee die bevel om daarmee aan te dui dat Joshua geen verskoning het om nie vol krag en moed te wees nie. Dat ons moet glo in God se beloftes is 'n bevel, is 'n eis. Dat ons steeds aktief ons krag uit die Here moet put, is 'n opdrag, dis iets wat ons moet doen. Hoe doen 'n mens dit? In die eerste plek deur dit wat die Here beloof te ken en te deurdink, maar deur ook gedurig te bid vir wat hy beloof. Hy sê mos dat hy naby is. Hy wil sy beloftes vervul vanuit sy gemeenskap met ons, daarom moet ons bid. Dit is baie opvallend, broer en suster, dat wanneer ons die res van die boek Joshua lees, dan hoor ons hoe hy telkens eers die Here geraadpleeg het voor hy opgetree het. Hy het eers met die Here gepraat voor hy iets gedoen het. Al het hy die Here se beloftes gehad, het hy steeds met die Here gepraat en steeds vir die Here geluister. Wanneer hy dit nie gedoen het nie, dan was die gevolge daarvan vir die volk rampspoedig. Wees sterk en volmoed. Dit is ons bevel ook in ons omstandighede. Christus het die pad na God se genadetroon vir ons oopgemaak, sodat ons krag en moed in hom kan soek en in hom kan vind. Maar die Here sê dan spesifiek ook waarvoor Joshua die krag en moed gaan nodig hê. Ons hoor uit ons fokusvers die Here se woorde, want jy sal hierdie volk die land laat erf. Joshua gaan krag en moed nodig hê vir wat hy deur die Here se diens, of wat die Here deur sy diens gaan doen. Hy sal die volk die land laat erf. En nou moet ons net vir 'n oomblik mooi in Joshua se skoene plaas. Moses is so pas buite die beloofde land oorlede, omdat hy nie die volk die land kon laat erf nie. Moses het in die Here se diens die volk uit Egipte land uitgelei. Hy het op die berg Sinai geklim om die tafels van die Here se wet te ontvang. Hy moes ook aanvanklik die volk in die beloofde land inlei. Maar toe hulle ongeveer so 40 jaar voor die gebeure in ons skrifgedeelte ook op die grens van Kanaan gestaan het, het hulle eers verspieders, spioene gestuur om die beloofde land te verken. En toe die spioene terugkom, sê hulle dat die inwoners van die land soos reuse is, en die volk het so bang geword dat hulle geweier het om die land binne te trek. En daarom het die Here hulle geoordeel, hulle vir 40 jaar in die woestyn laat rondtrek.
sodat die ouer geslag eers daar in die woestyn moes doodgaan. So die volk wat Josua moes inlei, as 'n mens nou maar net hulle voorsate in ag neem, sou nie 'n maklike volk wees om meer te werk nie. Nou moet Josua hulle in die land inlei. Maar wat meer is, Moses, die knegg van die Here, het ook op die ou end sy kans om die beloofde land binne te gaan verbeur. Hy het destyds met die hardnekkige volk ongeduldig geraak. En hy het 'n wonder wat die Here gedoen het om water uit die rots te laat kom, aan homself toegeskryf. En daarom het die Here vir hom gesê dat hy ook in die woestyn sou sterf. Al het Moses berou gehad en van harte begeer om die land binne te gaan, kon hy nie. Ons hoor hoe hy dit self vertel in Deuteronomium 3. Daar sê Moses vir die volk: Ook het ek die Here in die tyd gesmeek en gesê, Here, Here, U het begin om U knegg U grootheid en U sterke hand te laat sien. Want watter God is daar in die hemel en op die aarde wat sulke werke en sulke magtige dade kan doen soos U? Laat my tog oortrek en die mooi land sien wat oorkant die Jordaan lê, daar die goeie bergland van die Libanon. Maar die Here het toornig op my geword om julle ontwil en my nie verhoor nie. Maar die Here het vir my gesê, dit is nou genoeg. Moenie nog verder met my oor hierdie saak spreek nie. Klim op die top van Pisga en slaan jou oë op na die weste en na die noorde en na die suide en na die ooste en bekyk dit met jou oë, want jy mag oor hierdie Jordaan nie gaan nie. Gee dan bevel aan Josua en versterk hom en bemoedig hom, want hy sal voor hierdie volk deurtrek en hy sal hulle die land wat jy sal sien laat erwe. Moses, die sagmoedigste van alle mense, was nie genoeg om die volk die land te laat erf nie. Nou moet Josua dit doen. Dis dus 'n geweldige taak vanweë die volk en die uitdagings wat daarmee gepaard gaan om hulle te lei. Maar dis ook 'n geweldige taak vanweë die vyande wat daar steeds in die land woon. Dit was sterk en magtige volke. Die verspieders het destyds gesê dat die Enakiete wat baie groot was in die land woon, die Israeliete sou al hierdie volke moes oorwin en uitwis. Daarvoor moet Josua sterk en volmoed wees. Hy moet die volk lei om hulle erfenis in besit te neem. Hy sal hulle die land laat erf. Maar dan moet ons mooi raak sien van wie dit is wat die volk wel die land sal erf. Dis beslis nie van die Kanaaniete nie, en dis beslis ook nie van Josua nie. Ons hoor in die laaste deel van ons fokusvers dat die Here sê, wat ek aan hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. Josua lei die volk om hulle erfenis in besit te neem. Die taak is groot, die taak is gevaarlik. Die Here roep hom op om sterk en volmoed te wees. Maar die uiteindelike bemoediging vir Josua se taak lê in hierdie woorde. Die land wat hy in besit moet neem is 'n erfdeel wat die Here vir sy volk gee. Daarom kan dit enigsins in besit geneem word. Die Here gee dit. Ons moet dit mooi verstaan, broer en suster, die volk kry nie die beloofde land omdat hulle dit verower het nie. Hulle kan in God se krag verower, omdat hy beloof het, omdat hy dit gee. So is Josua se groot bemoediging in sy taak dat God dit reeds gee omdat hy getrou is. Daarom kan die volk dit kry. Indien Josua dit uit die oog verloor, sal hy probeer om self die erfdeel te kry en hy sal misluk. Hy is nie die een wat die testament opgestel het nie. Die land is nie syne om te gee nie. God gee dit. Daarom kon die volk dit kry. God gee dit. Maar dan moet die volk dit ook nog kry langs die weg van gelowige strydvoering. Dit was ook deel van die eed wat die Here aan hulle vader Abraham gesweer het. Ons hoor immers in Genesis 22 vers 16 tot 17. Ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun, jou enigste, nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is,
en jou nageslag sal die poort van sy vyande in besit neem. Abraham se nageslag sou die poort van hulle vyande in besit neem. Dis die weg waarlangs hulle die beloofde land sou erf. Maar broer en suster, ons het ook gehoor in hierdie eed wat die Here aan die vader Abraham gesweer het, hy het dit by homself gesweer. Die las om dit te verwerklik is dus op hom. Hy sou dit verwerklik ten koste van homself. Hoe sou die nageslag van Abraham hulle vyande se poorte in besit kon neem as dit nie was vir God se eie krag nie? Hulle sou nie kon nie. En daarom, broer en suster, het hy Christus gegee as bevestiging van sy beloftes. Hy sal dit aan sy kinders vervul. Ons sonde sal nie in die pad daarvan staan dat die Here sy beloftes vervul nie. Daarvoor het Jesus met sy bloed betaal. Ook sou die dood nie in die pad daarvan staan dat die Here sy beloftes vervul nie. Daarom het Jesus die dood oorwin in sy opstanding. Hy het die poort van sy vyande in besit geneem. Die duiwel se mond wat ons van sonde skuld aangeklaai het, is deur Jesus se kruisdood gesnoer. Die dood wat sy kake vir ons wyd oopgesper het, is oorwin. Jesus is die een wat sy uitverkore volk die land sal laat erf, wat die Here aan die vaders beloof het. Ja, broer en suster, Christus sal ons die land laat erf. Ons moet mooi besef, as die Bybel praat van gelowiges se erfenis, dan beteken dit in die eerste plek, die Here self, God is ons erfdeel, die heerlike gemeenskap met hom is waarvoor ons vir ewig lewe, so was dit vir die kerk van ouds. Maar die beloofde land moes dien as plek waar die volk die Here vry kon aanbid, waar hulle erfdeel, die Here self kon geniet, waar hulle in alles met hom gemeenskap kon beoefen. En so gee God ook 'n plek waar ons die gemeenskap met hom vry kan beoefen. Daar is 'n beloofde land waar ons vry sal wees om die Here met alles wat ons is te aanbid. En daardie land is nie maar net een of ander plek in die Midde-Ooste nie. Die belofte wat die Here aan Abraham gemaak het, behels veel meer. Ons hoor in Romeine 4 vers 13, want die belofte dat hy erfgenaam van die wêreld sou wees, het Abraham of sy nageslag nie deur die wet verkry nie, maar deur die geregtigheid van die geloof. Die belofte aan Abraham was dat hy en sy nageslag is die kerk, erfgenaam van die wêreld sou wees. Dis die land wat Christus vir ons, die volk van die Here, sal laat erf. Dit is wat van ouds af beloof is. Christus sal ons die wêreld laat erf. God het dit beloof. Hy sal die wêreld, die aarde selfs verheerlik, dat ons vir ewig daarin 'n woonplek sal hê om ons erfporsie, die Here self, te geniet. En van daardie taak, broer en suster, was Joshua beslis te klein. Hy was ook 'n sondaar. Maar sy naamgenoot, ons Here Jesus, was daarvoor beslis nie te klein nie. Hy sou ook die belofte verwerf langs die weg van stryd. Die stryd is beklink op Golgotha. Hy sal ons ook die beloftes laat erf langs die weg van stryd. Hy sal ons aan hom gelykvormig maak. Ons sal ook 'n stryd voer teen ons doodsvyande, 'n bloedige stryd, 'n stryd teen ons sondige natuur, 'n stryd teen die Satan wat rondloop soos 'n brullende leeu om te verslind wat hy teekom, 'n stryd teen die leuns en invloede van die in sonde gevalle wêreld, 'n stryd waarvoor ons heeltemal te klein is, maar 'n stryd waarin die Here ons nooit sal begewe en ons nooit sal verlaat nie. 'n Stryd waarvoor die Gees van die opgestane Christus ons sal toerus met krag en dapperheid. So neem ons dan deel aan 'n oorlog wat Jesus reeds gewen het.
Ons stry met geestelike geweld om God in die wêreld te verheerlik. Maar ons doen dit vanuit die Heilige Gees se krag, nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. So sal Christus ons die wêreld laat erf. Daardie erfenis wat vir ons gekoop is deur Christus, die Here self onder ons, moet dus ons lewensdoel wees. Dit moet ons verlange wees. Maar dit is nie genoeg om bloot te verlang na jou erfdeel nie. Ons moet die Here vra om dit wat in die pad daarvan staan, dat ons erfdeel nou geniet, dat hy daardie dinge tot niets sal maak. Hy wil sy genade alleen gee aan hulle wat hom sonder ophou daarvoor vra. Daarom moet ons bid dat God ons ewige erfenis, die rykdomme daarvan, dat hy ons dit reeds sal laat begin smaak. Dat hy nou vir sy kerk plek sal gee waar ons die gemeenskap met hom vry kan beoefen. En dat hy dit ter wille van sy kerk sal gee, ook vir ons volk. God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar een van krag. Krag wat in sy nabyheid lê. Soek daarom jou krag in hom. Vra dit van hom. Hy kan en wil baie meer gee as wat ons kan bid of dink. Hy sal ook uiteindelik vir ons die land laat erf. Wat is jou toevlugsoord wanneer jou krag en jou moed jou wil begewe? Mag dit wees die God wat sy beloftes aan ons by homself gesweer het. Dan sal ons in die woorde van Psalm 138 vers 7 tot 8 kan sing. As ek te midde van benoudheid wandel, behou U my in die lewe. U steek U hand uit teen die toorn van my vyande en U regterhand verlos my. Die Here sal dit vir my volëindig. U goedertierenheid, Here, is tot in ewigheid. Laat nie vaar die werke van U hande nie. Amen.